Hallelujah. Amen. Praise die Here. Amen. Praise die Here. En ek daai net 3 keer gehoor sê, weet jy hoe verkeerd dit hier al? Ek glo dit nie. Ek glo dit nie. Oortuig my asseblief. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Wie vanoggend geniet? Ek weet jy, ek het jou gehoor. Ek gaan nou begin dra. En hierdie doen. Sy spaar en hy moet aan hierdie. En moet aan. Dat hy dit wil. Ek weet nie wat gaan aan. Ja, prys die Here. Maar vanoggend was lekker, ek het dit baie geniet. Dit was awesome, die Here was vir ons goed. 'n Baie goeie boodskap gewees. En nou is die fondasie gelê, ek sien uit na vanaand. Ek weet die Here gaan ons kom ontmoet. Vanaand gaan die program anders te lyk as wat 'n diens normaalweg is. So, ons gaan dinge vanaand nie doen soos wat ons dit altyd doen. Prys die Here. Amen. Want hy het die kettinge van tradisie gebreek. Hy het die kettinge van die tradisie van godsdienst verbreek. En ons het 'n vryheid in die Heilige Gees. Halleluja. Nie om te sondig nie, maar om in vryheid God te dien met die gawes wat hy vir ons gegee het. So, ons program gaan nie wees soos wat dit altyd is nie. Maar die een ding wat ek verseker wees, wat vanaand gaan wees, wat altyd daar is die Heilige Gees. Amen. Prys naam. En die woord. Ja. Want sonder die woord en sonder die Gees is dit wat ons doen nutteloos. Prys die Here. So ek is opgewonde. Ek is bly om van julle weer te sien vanaand. Ek weet nie was Penny en Johan vanaand nie. Dit was seker te ver vir hulle. Maar julle is vanaand hier. En ek is bly my Boeta te sien vanaand. Ek het hom vermis vanmôre. Maar hy is hier vanaand. Sy sitplek vol te sit. Dis 3 keer ons bly huis vanaand hierso. Ons was in 'n vanoggend daarom. Voordat dat so stappies het vrou, sy het toe ingeval en het redelik goed reg gekom. Nou, sy het goed reg gekom. Prys die Here. Sy het nou net gesukkel met die een waar ek vooraf geweet, want sy ken hom nie baie nie op blad. En toe kom ek aan agter wat sou jy doen? Ek kan nie verstaan hoekom hy nie wil sit nie. Dit maak nie sin nie. Nou miskien, ek dink hierdie, as jy nou my een klein seun ken, ek het die idee, jy weet nie wat ek doen. Ek het nou vir daai ding gekyk. Die idee is ja, jy moet online, ja, daar is. Het jy op Kyle thuis vasgemaak? Daar is hy. Nou hierdie ding wat my dink aan my een klein seun. Die enigste wat dink sy oupa is ons. Die ander dink ouma is ons. So ek het nogal 'n redelike idee klein DJ
as ek dalk net te veel aandag gee aan iemand anders, dan gaan hy vir hom so vir my, dat hy grappig maak soos hierdie dinge. Ek kry net die gevoel dat hierdie gehoorstuk is myne. Julle gaan hom nie meer dra nie. Van nou af kry julle die mikrofoon in die hand. Ja, julle moet maar hoor die engel. Maak nie jy steeds, ek sal vir jou gee vandag. God die al in Christus, ja. Ag, kyk. Gaan ons net teologies oor hierdie ding. Prys die Here, verseën liggaam. Prys die Here. Sê ja, ek is opgewonde vir vanaand. Dat jy opkom mag die Here u seën. Mag jy vanaand 'n besonderse, bonatuurlike aanraking ontvang. Ek hoop, dit luister gegaan. Ek hoop ek jy so heilig, dat jy dink jy kan nie iets van die Here afkry. Dan wil ek vir jou sê, because if you are there, dan gaan ek jou groet vanaand en sê, kom maar, as jy op die verkeerde plek. Ek en jy kan nooit op die plek wees waar ons kan sê, ek het dit arrived, ek het dit gekry, ek het dit gedoen, ek het alles wat daar is. Dis 'n onuitputbare bron. Daar is soveel meer wat die Here vir ons in storie. Daar is soveel meer wat hy vir ons wil gee. Daar is soveel meer wat hy vir ons wil leer. En ek en jy, elke keer wanneer ons opkom na die huis van die, elke keer as jy na 'n byeenkoms toe gaan, ongeag wie die prediker is, ongeag die situasie, moet jy gaan met die gesindheid om te ontvang. En sê Here, gee alles wat U Prys die Here, prys die Here. So, as jy so gekom het vanaand, gaan jy kry. Prys die Here, halleluja. Man, hy sit nou so lekker. Soos nommer 9 skoen op 6 voet. Prys die Here, halleluja. Ek kom ons staan. Ek gaan so met die broer André vra, of ons in die dienste open met gebed. En dan gaan ons wegtrek soos die Here ons lei. Dankie koning Jesus. Here, wat 'n lieflike naam, Amen. Jesus. Amen. Wat 'n mooi naam, Jesus. Here, wat 'n wonderlike, wonderbare naam, Jesus. Here, dankie dat ons so bevoorreg is, Here, om U te kan mag aanbid, Here. Dankie Jesus vir die voorreg, Here, dat die Vader aan ons die reg gegee het om ons kinders van God te noem, Here. Vir die liefdesdaad wat die Vader aan ons bewys het om ons kinders van God te noem. Ek prys U naam, Here. Ek loof U naam, ek eer U naam, Halleluja. ek maak U naam groot, Here, want U is 'n groot God. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, gister, vandag, tot in alle ewigheid. U is onveranderbaar, U is die leer van die dale, U is die roos van Saron, U is die blink morgenster, U is die driemaal heilige God, Here. Daarom het die Vader en die engele gesê om U te aanbid, U is waardig, Here. U is waardig, U kom te neem in die seels te breek, want U is die waaragtige, Here. U is die seun van God, U is die uitverkorene, U is die regverdige uit die duisende. U naam is die naam van alle name wat geen gelyke het nie, Here. As U naam genoem word, Here, is die engele op aandag, Here. As U naam genoem word, Here, vlug die duivels in die sin en die Here. Ek prys U naam, ek loof U naam. Dankie, Here, dankie Jesus dat U vir ons gesterf het aan die kruis van Golgotha, Here. Dankie Jesus dat ons kan gedenk die naweek, Here. Dankie Jesus dat U na 3 dae die dood uit opgestaan het, Here. Dankie Jesus dat U goed is, Here. Seën ons vanaand. Seën alles wat ons sal doen, Here. Ons wil niks doen sonder U nie, Here. Ons is hier vanaand met mekaar, omdat ons weet U sal hier wees, Here. Dit is die enigste rede, Here. Sonder U wil ons niks doen nie, Here. Seën ons vanaand, seën die liedjies, Here. En die Heilige Gees, o Here, bly by U. Wees welkom in ons midde vanaand, Here. Wees welkom, o Heilige Gees van God. Raak elke ene aan van sy behoefte in die naam van koning Jesus. Amen. 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 Halleluja. Hy leef. Halleluja. Opgestaan. Graf is leeg. Halleluja. Daarom is dit nie te werk om te aanbid. Amen. Jesus.
dankie vir die Jesus. Halleluja. Sommige kom hier op ons ver op die stap en sal nou terugkom na ons. Rustige. Halleluja. Dankie vir Jesus. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah.
nou vir my vrou Feestyd en ons het woordgewing genaamd. Ek wil sê, ons program daar bietjie anders te genaamd. Prys die Here. So kom ons laat toe dat ek weet. Okay, ek bedank my woord want ek sal onder my man se gestaan. Ek wou nie, my man het my gesê, dit sal 'n jeugdiens wees. Toe is ons jeugleier toe die dag met sy liefde, haar nuwe liefde met is by 'n ander gemeente betrokke en sy gaan hom rond. So ons het dit nou die jeugleier gesê, ons jeug is op vakansie en ons het die 3 jeugkindertjies hoor. En my man sê wel, dan moet ons maar 'n plan maak, ons het maar al sy liefde pluk. En ja, so nou, ek het hier nou maar vandag iets te doen. Die Here het my die woord gegee, as ek kan aanleer, lees die Here. Die Here het my 'n woord gegee al 'n rukkie terug. Dit is eintlik nie dames wat bring, maar ek voel nogal dit is vir almal. En ek wil vanaand vra, moenie vaskyk in dinge nie. Laat jy die Heilige Gees vanaand weer met werk. Vanaand wil ek net my begeerte vanaand is dat die Heilige Gees elkeen sal kom met vanaand. Toe my man vir my sê, as ek gaan woord bedien met my woord bedek, dan sê ek van wel, dan gaan ek maar nie bedien nie. Dan gaan ek my woord bedek nie. Toe sê hy, maar kan jy gaan bedien, toe gaan ek my woord bedek nie. En toe ek daar wegloop van hom, toe sê die Heilige Gees vir my, die rede hoekom jy nie jou woord wil bedek nie, gaan die rede wees hoekom jy dit gaan doen. Want dit is omstandig teenoor jou man. En dit is hoekom die vroue in Korinthe hulle woord moes bedek, omdat hulle opstandig teenoor hulle mans was. En ek het 'n omstandigheid teenoor my man getoon om te sê ek gaan nie my woord bedek nie. En die Heilige Gees sê vir my, dit is die rede hoekom jy dit sal doen. So ek is gehoorsaam vanaand aan my man en die Heilige Gees. Ek weet al verstaan dit nie. Almal vriende aan, dis die Nuwe Testamentjies. Ja, so het die Here vir my die boodskap gegee eendag het ek vir die Here gelê en gehuil en weet ek ons te lekker tantrums gooi. Ag Here, my lewe voel so kragteloos. Here, dit voel of my nie hoor nie, dit voel of nie naby my is nie. Ons almal kan daarmee vergelyk. En Here gee my die boodskap van dus ek gaan nou kind van God, nie, maar Here het my gegee, vrou van God, waar is jou olie dan? Waar is jou olie? Kind van God. Hierdie thema wil ek vanaand gee, kind van God, waar is jou olie? Ek wil julle skrif lees uit Exodus. Exodus 32 vers 19. Dit is toe Moses op die berg gegaan het om die klipkels en 10 gebooie by God te kry. Die skrifgie wat ek lees is, en toe hy naby die jaar kom en die kalf en die koordanse sien, het die toorn van Moses ontvlam en hy het die tafels uit sy hande gegooi en hulle onder aan die berg verdrysel. Nou Moses het die Here gesê hy moet op die berg gaan om die 10 gebooie te kry. Hy en Aaron en nog 2 manne en 70 van die oudstes moes op die berg gaan, maar Moses moes alleen verder gaan na God toe. Hy mag niemand sal dit opgevat het nie. En daar was hy 40 dae en 40 nagte in God se teenwoordigheid. En 'n wolk het dit bedek. En hierdie byeenkoms bedek. En Moses was 'n man wat God geken het. Hy was in die teenwoordigheid van die Allerhoogste. Hy het God se hart geken. Hy het God se aangesig gesien. Hy het geweet wie God is, hy het geweet hoe dink God, hy het geweet wat voel God, hy het God se hart op geweet, hy het God se hart op gehoor. Hy was in die Shekinah glorie van God vir 40 dae en 40 nagte. Was jy al in die teenwoordigheid van die Here? Elkeen van ons.
so in sy teenwoordigheid dat jy hom tasbaar kan voel. Moses was daar. Moses het, ek dink hy die beste gehad wat enige een van ons nog kon gehad het, is om so in God se teenwoordigheid te wees. En toe Moses, terwyl hy nog in God se teenwoordigheid is, sê God vir hom, kyk 'n bietjie wat doen jou volk daaronder. Hulle is besig om aan te jaag. En Moses gaan af, en toe hy nou afgaan, sien hy nou hoe die volk besig is. En hy is so teleurgestel, en hy is so seer, en hy is so kwaad. En hy vat dit wat God vir hom gegee het, wat so precious is. Hy vat dit wat God vir hom gegee het, wat so kosbaar is. En hy gooi dit sit in. Dat dit onder aan die voet van die berg verbrei sal lê. Dis 'n man wat in God se teenwoordigheid was op 40 dae en 40 nagte. Hy word kwaad, en hy is teleurgestel, en hy is seer oor wat die volk doen. En hy doen hierdie in ons terme wat dit nog ding. Hy weet, imagine jy is in God se teenwoordigheid op 40 dae en 40 nagte. Kan jy steeds aanvang? Jy gaan ons al uitkom, vol joy en sterk en vol krag en alles, as jy nou onderkom. Maar die teleurstelling vir Moses was so groot. Daai teleurstelling toe hy hierdie volk sien, hierdie volk vir wie, toe God vir Moses sê, kan ek hulle nou maar uitwis. En Moses sê, nee Here, vat my dan eerder weg, vat dan eerder my plek in die hemel, as jy ons kan sê, om hulle te spaar. Hierdie volk vir wie Moses soveel opgeoffer het, vir wie hy so lief was, het hom so teleurgestel, dat hy hierdie kliptafels, hierdie kosbaarhede, hierdie grootste geskenk wat iemand kan kry, en hy net stukkend gegooi. Dan teleurstelling. Nou wil ek vandag weer vra, jy wat al in die teenwoordigheid van God was, jy wat die salwing ken, jy wat die olie gehad het, jy wat weet wat dit is om in vuur en krag te beweeg, en elkeen van ons wat hier sit weet, het jy al so 'n teleurstelling gehad, was jy al so seer gemaak, dat die teleurstelling so groot was, dat jy hierdie kosbare olie wat God vir jou gegee het, weggegee het. Was jy al so teleurgestel en so seer en so stikkend, dat jy hierdie olie op vreemde altare gaan gooi het, op vreemde altare in die wêreld gaan gooi het. Was jy al so teleurgestel, jy wat Here ken, ons wat God ken, ons wat sy krag ken, was jy al so teleurgestel, dat jy in 'n verkeerde verhouding ingegaan het, jou olie gaan bors het, maar kosbare olie wat God vir ons gegee het. Ek staan skuldig daaraan vandag. Ek staan skuldig daaraan. Was jy al so teleurgestel en so seer en so stikkend, dat jy dit gaan gooi op altare van die wêreld? Dat jy so moedeloos was, dat jy nie eers besef het, dat jy besig is om dit wat God vir jou gegee het, wat so kosbaar is, te verspil op vreemde altare. Was jy al so teleurgestel? Was jy al so seer en stikkend? Ek moet net nog een bespreking, dat is goed gegaan. So is hier in die wêreld, en ek sal dit bespreking. Eksodus 34, vers 10. Toe antwoord hy, kyk, ek sluit 'n verbond, voor jou hele volk sal ek wonders doen, soos daar op die aarde en onder al die nasies nie geskape is nie, sodat die hele volk onder wie jy is, die werk van die Here kan sien. Sê God, hy sluit 'n verbond om sy naam te verheerlik. Hy sluit 'n verbond met ons.
Ons zijn wel. Weet je waarom ga je dat? We zijn als we dat doen. Dan kom die Here na my toe met die gedagte van ek het alles nou gaan. Ek voel ek het alles opgemors in 'n tyd waar ek teleurgesteld was en stukke geseer was. En ek het hierdie kosbare olie gaan verspil op vreemde altare. En dan kom die gedagte van die Here na my toe. En hy sê, maar ek sê dit verbond. Ek sê dit verbond. Weet jy, en Moses, die Heer, het weer die op tafels gekry. God het weer vir hom gegee. Ek gaan vir die skrifgie ook net lees, ek sal dit hier daar. En ek kan dit daar terug. So dis 34, vers 29 daar. En die Moses van die berg Sinaï afdwaal. Die twee tafels van getuienis was in die hand van Moses toe hy van die berg afdwaal. Die Moses het geweet dat die vel van sy gesig blink, omdat hy met hom gespreek het nie. En toe Aaron en al die kinders van Israel Moses sien, het die vel van sy gesig geblink. Daarom was hulle bevrees om naby hom te kom. En terwyl ek voor die Here lê met hierdie dinge, ek voel so kwaad vir myself. Ek voel so, jy is so teleurgesteld in jou omstandighede waarin jy was, maar jy is so kwaad vir jouself en jy is nog in jouself teleurgesteld en dan verklaar hierdie saak vir die Here, is nou baie jare na dit, maar jy daai vuur verloor. Ek het in die vuur en die krag van die Heilige Gees beweeg. Daai tekens wat Here sê dat die kinders van Here sal volg van as jy hand op siek is, hulle sal gesond word. Ek het in daai krag beweeg. En ek mis dit, ek begeer dit. Sit nie vanaand jy begeer nie. Om in daai krag te beweeg nie. Om in die vuur van die Heilige Gees te beweeg nie. Het jy vanaand 'n verlange na dit wat jy eens gehad het nie? 'n verlange na jou eerste liefde, toe jy hom net ontmoet het. Toe alles so kosbaar was en so lekker was en so opwindend was. Sit jy ook vanaand met 'n gevoel van, Here, as ek net weer kan, as ek net weer daar kan kom, as ek my net nog een keer kan aanraak, as jy nog net een keer met die vuur van die Heilige Gees op my kan stort. Ek het vanaand jou boodskap kan hoor. Want Moses het 'n tweede kans gekry. Hy het 'n tweede kans gekry om hierdie kliptafels te gaan kry by God. En ek wil amper sê dat hy die tweede keer meer gekry het. Amen. Want hy was weer 40 dae en 40 nagte in God se teenwoordigheid. En toe hy daar uitkom, en hy kom by die berg af, en sy gesig so geblink van die glorie van God, van hierdie almagtige God in wie se teenwoordigheid hy was. Hierdie almagtige God, wat ons eens op 'n tyd so geken het. As jy in jou binnekamer was, en hy is tasbaar vir jou, onthou jy daai tyd. Onthou jy die tyd, as jy in jou binnekamer gaan en jy maak die deur toe, jy hoef nie eers te bid nie, jy stap sommer net in en jy voel sy teenwoordigheid tasbaar. En dis van Moses die tweede keer langs weer. So God wil vanaand dit vir ons doen. God wil vanaand vir elkeen van ons daardie tweede keer die olie gee, daardie olie wat ons uit ons eie domheid uit gaan verspil het. Daardie kosbare olie wat ons uit ons eie seer en teleurstelling gaan weggooi. God wil dit vanaand in elkeen van ons kom herstel. God wil vanaand kom herstel. Hy wil jou terugsit na factories, resettings of wat. Hy wil jou terugsit na hoe hy jou gemaak het, hoe hy jou geskaap het. Die eerste keer toe jy hom ontmoet het, en toe hy jou skoon gewas het, en toe hy jou gevul het met sy gees. Hy wil ons terugvat soontoe, maar hy wil vir ons meer gee. Hy wil vir jou meer gee vanaand. Hy wil as jy uitstap vanaand met jou gesig blink. Hy wil as jy uitstap vanaand en hy het jou aangeraak, gaan jou gesig so blink, dat die mense daar buite bevrees gaan raak. Van die Shekinah glorie van God, wat jou aangeraak het. Is jy vanaand reg? Is jy vanaand reg om te sê, Here, ek wil dit teruggee. Ek wil dit teruggee wat ek verloor het, dit wat ek eens op 'n tyd gehad het, dit wat die vyand vir my kom steel het.
Is jy reg om te sê, Here, ek wil dit terug hê? Halleluja. As jy vanaand ernstig is, om te sê, ek wil dit terug hê, staan op jou voete. Yes. Want ek glo vanaand, wil die Heilige Gees elkeen van ons aanraak. Ek glo vanaand, wil die Heilige Gees kom herstel. Hy wil kom herstel daar waar die vyand kom roof het, daar waar die vyand kom verwoes het, daar waar die vyand sit en lag vir ons. Hy wil kom herstel vanaand. Yes. Here, ek vra in die naam van Jesus vir u vanaand. Here, kom suiwer hierdie plek vanaand. Here, kom heilig hierdie plek vanaand, Here. Here, laat u engele hierdie plek vol vanaand. U heerlikheid, Here, die Shekinah glorie van God vanaand, Here, kom vol vanaand hierdie plek. Here, ek wil bid in die naam van Jesus dat u elke bose mag wat dink hy sal manifesteer in die plek sal bind. In die naam van Jesus. Elke donker mag sal hardloop in die naam van Jesus. Elke demoniese mag sal wegdryf in die naam van Jesus. Here, ek bid vanaand, Here, dat u kom herstel, Here, in elke een se lewe, Here. Ek bid vanaand, Here, dat die ketting sal val, Here Jesus. Here, kom gooi die salwing van die oorlog uit, Here. Laat die oor die somer rondring, Here, dat die ketting sommer afglyf vanaand, Jesus. Halleluja, Here, ek wil vanaand bid, Here, dat elke verslawing sal breek in die naam van Jesus vanaand, Here. Dit sal nie 'n verslawing sal nie, dat elke siekte sal genees in die naam van Jesus vanaand, Here. Ek bid, Here, dat elkeen wat hier staan, Here, dat elkeen sal aanraak, Here, dat die ons van die potte weer gesond sal, Here Jesus. Here, dat weer 'n wissel of onderkring wees vir u, Here Jesus. Here, dankie, Here. Dankie dat u elkeen se hart vanaand aanraak, elkeen met 'n begeerte, Here Jesus, om net weer u teenwoordigheid so tasbaar te ervaar, Here Jesus. Here, dat u ons vanaand kom ontmoet, Here. Here, dat u ons vanaand van ons binnekamer instap, Here Jesus. Here, dat ons die dadelik sal ervaar, Here. Dankie dat u kom herstel, Lord, Here. Dankie dat u die werking van die vyand kom Lord, Here. Dankie, Here, vir die kosbare olie, Here, dat u kom uitstort, Lord, Here. Op elkeen van ons, Here Jesus, halleluja. Ons prys u wonderlike naam, Lord, Here. Dankie, Jesus, vir die wonderlike naam, Here. Dankie vir die ketting gaan val, Here. O, Here, my gees sien ek gedaan. O, die kettings val, Here. En my gees sien ek gedaan, hoe mense loskom. En my gees sien ek gedaan, Here, hoe u wil en kom en weer val. Here, hoe u wil en ons uit. Halleluja. Here, dankie, Jesus. Halleluja. Here is in my naam, ons prys u. En Jesus naam, dankie. Dankie, Jesus. Prys u. Halleluja. Laat die woorde kom. Yes, Ons Here. Dankie, Jesus. Ons loof en ons prys u. Here, dankie vir die teenwoordigheid in die plek vanaand, Here. Dankie dat u ons kom ontmoet, Here. Dankie, Here Jesus, ons eer u. Dankie, Jesus. Steek ons aan die brand. 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 Halleluja, halleluja. Glory, glory, glory. Prys sy naam, prys sy naam, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom u toe, Heer. Wonderbaar is u koning Jesus. Wie is daar soos u, Heer? Wie sal met u vergelyk kan word? Wie sal voor u staan kan hou? Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Prys die Heer. Ag, wat 'n kosbare voorkom, kragtig en vol van die heerlikheid van die Here. Halleluja, halleluja. Soos ek vanoggend gesê het, ek hou daarvan om 'n woord te ontvang en daar's iets. En vanaand was daar weer iets. Ek was al soveel keer deur hierdie gedeelte van Moses en alles en ek het al daaroor gepreek en vanaand kry ek iets nuuts. En ek weet nie van u nie, maar ek staan saam met vrou vanaand om te sê, weet jy wat? Dalk het jy nog nooit daai vuur so ervaar nie. Maar jy het vanaand die geleentheid.
Dalk het jy dit al ervaar en dan iets in jou lewe gebeur en daai vuur, daai vlam, jy ken 'n bonfire. Nou sit 'n kersvlam op. Hy sal nie dood nie. Maar weet jy wat? Wat het dit Moses gekos om daai vlam weer te kry? Hy moes weer die berg op. Vanaand ek het jy die geleentheid om weer die berg op te klim. Die Here sê nader tot my, ek sal tot jou nader. Maar ek wil jou vanaand dink, as jy hierdie daai kersvlammetjie moet weer 'n bonfire word, moet ek en jy vanaand kies om weer die berg op te gaan. Want dit was die tweede keer toe het sy aangesig. Imagine. As die woord praat van die wildernis, né? Dan is dit nie Tarzan in the jungle nie. Dis woestyn. Dis die wildernis in die woord. Dis woestyn. Moet jy op sy gesig skyn. As jy in die woestyn, daai tyd van die dag waar die son skyn, loop jou gesig skyn erger as die son. Soek jy daai heerlikheid vanaand. Soek jy daai heerlikheid vanaand. Halleluja. Dan wil ek jou vanaand sê, die berg op met jou. Die berg op met jou. En as jy vanaand voel jy kan nie meer nie, dan kry jy vir jou 'n Aaron en 'n Hur om jou 'n hupstoot te gee te sê, maar ek kan nie vanaand nie. Ek het iemand nodig om my net so 'n bietjie op te help, maar vanaand moet jy die berg op. So nou vanaand het ons hierdie hele diens agterste voor. Gewoonlik sim ons longe uit, en dan kry ons die woord en raak ons aan die slaap. My vrou was slim vir my. Sy het jou net wakker gesim, nou het jy die woord, en nou gaan jy worship. Nou gaan ons worship, En jy gaan nou worship die berg op. Nou gaan jy worship die berg op. Halleluja! Sodat as jy môre opstaan, dat jou aangesig word op skyn soos Moses. En sê ek van sy teenwoordigheid. Moses was nooit weer dieselfde daarna. Kom ek sê graag vir jou iets. Na daai voorval sê God self van Moses, daar was niemand en daar sal niemand ooit weer wees met wie ek gepraat het soos wat ek met Moses gepraat het. Nie Elia nie Elisa nie Dawid nie, niemand nie. Die enigste ander persoon wat sy voet op hierdie aarde gesit het, wat dieselfde met die Vader kon praat, was Jesus Christus. Ek is hier vanaand om vir jou te sê, jy gaan kry wat Moses gekry het, maar it's going to be close. It's going to be close. Jy gaan dalk 'n graad donkerder wees. Ek gaan dalk so graad meer blink as jy, maar jy kan blink vanaand. Halleluja. Nie kasterolie nie baba oor kyk. Ons het in die weermag vir ons gesmeer. As ons kans kon kry, het so een keer in die jaar, het jy kans gekry met die swembad uit te kom, maar party ons het hulle so met dryfvloed gesmeer, hulle het geblink. Daarna het hulle gedink. Maar ek wil vanaand sê die olie van hy. Kan dit vir die orkes praat vir. Now we're going to sing. Now we're going to worship. Ons gaan die berg op. Ek wil jou vanaand sê, hier is nou nie tyd vir image. Okay? Ek wil nou vir jou sê, as jy die vuur soek, vuur en image, vuur en brand, nee brand, werk nie saam. So as jy nou iets gedink het van dat jy iets is, los dit nou. Ek wil jy met jouself so worship, dat as jy voel, jou voete, dit juk en jy wil krap, nie krap nie, begin koordans. Begin gaan dit klap, begin juig, begin jubel. Kom ons raak uitsinnig in die Here. Dis nie vanaand tyd om jouself in te hou. Hier is nie 'n diens van ingetoon. Prys die Here. Prys die Here. My vrou nou nie meer daai keppie op nie. Maar as hy hom opgehaal het, wil ek jy sê hom so dans, laat hy soos 'n vreemde prent van daai kop af. Prys die Here. Dis tyd dat jy in die teenwoordigheid kom. En ek wil jou vanaand sê, die enigste manier dat jy in die teenwoordigheid kom, as ek net kan ontslaan raak van die erg. Leeuw neer vanaand.
The movie's on. The movie's on. Ja, Halleluja!
Nou wil ek kyk of Pinkstermense kan dans. Ek hoor 'n storie, dat sê Pinkstermense kan hoor dans. Kom ons kyk of ek die waarheid glo. Prys die Here. It's coming down,
Halleluja. Jy is vanavond onbeweeglik, sê die Here. Maar jy soek die salwing. Jy sê, Here, as jy dit vir my gee, sal ek beweeg. Maar die Here sê, beweeg en ek sal dit vir jou gee. Jy moet die werk opdoen, sê die Here. Halleluja. Moses moes opkom. Halleluja. Ek het nie na hom afgekom nie, maar ek het hom op die werk opgevoed. En die Here sê, vanavond ek wil jou op die werk opgevoed. Want jy staan vas by die voet van die berg. Ek sê vanavond, Here, gee dit vir my. Dan sal ek glo. Maar die Here sê, glo en jy sal ontvang. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Soek en jy sal vind. Maar jy wil gemaklik wees. Jy betaal genoeg. Jy wil iets hê, maar jy wil nie iets gee nie. Sê die Here, maar ek wil vanavond vir jou gee. Want jy moet opklim na die berg. Sê die Here, maak jou voete los. Dan staan jy net daar waar jy staan. Maar tel net aan jou voete op. Vanavond sê die Here. Tel net jou hande op, sê die Here. Halleluja, kan jy maar toch net iets doen. Halleluja, sê die Here. Na wat die Here. Dan sal die Here. Halleluja. Sê die Here, ek het 'n onuitputbare droom van jou. Ek wil vir jou soveel meer gee. Ver bo dit wat jy kan dink of bid. Ver bo dit wat vir die mense sy gedagtes en sy harte opgekom het. En ek vir jou voorberei. Veel meer, sê die Here. Halleluja. Want jy staan vanavond by jou klein erwtenpotjie. Halleluja. En daar is so 'n klein druppeltjie oor. Dis eintlik maar nog net die bodem wat so bietjie gevlek is. Die Here sê, gooi daai ding weg. Sê die Here, ek wil vir jou meer gee. Dis nou tyd dat jy die kanne uitsit. Halleluja. Want jy moet die kanne uitsit, sê die Here. As jy uitsit, maak ek vol. Halleluja. Tot oorlopers toe saamgepers. 'n volle maat, sê die Here. En dit sal vloei. En dit sal vloei so lank as wat jy 'n maat en met daai so lank as wat jy 'n beker daar sit, sê die Here. Sal dit vloei so lank as wat jy wil hê. Sal dit vloei. Sal dit vloei. Onophoudelijk. Want dit is 'n onuitputbare bron. Halleluja. Die Here sê, word aan die fontein van lewende water oopsluit. Maar dis tyd dat jy by die fontein uitkom. Ek het jy die verantwoordelikheid om na die fontein toe te gaan. Halleluja. Halleluja. Die Here wil jou seën vanavond. Die Here wil jou seën vanavond. Wil jy nie maar die eerste tree gee? Halleluja. Into the grace. Oh
Miskien staan jy hier vanaand en sê, Here, ek het gehoor wat jy sê, en Here, maar regtig, Here, ek weet nie. Here, daar is iets wat my vashou vanaand, om ten volle te kan oorgee, om ten volle te kan ervaar. Wil ek jou vra vanaand, is dit werklik jou begeertes en jy voel asof jy so vasgevang is en jy voel dat daar is maar net nie lewe nie en jy wil maar jy kan. Terwyl ons hierdie lied sing, is jy werklik daai behoefte, jy wil nie voorkom dat iemand vir jou bid. Soos ons hier begin sing en jy voel in jou hart, Here, ek wil maar ek kan, ek weet nie hoe. Wil jy nie net aan my kom dat iemand vir jou bid. Ons gaan vir Here sing. Here gaan vir mekaar. So ek wil jou vra vanaand dat ons mekaar gaan sien, ons mekaar gaan bid. Ek wil nie met sit nie, ek gaan vir iemand vra om ten minste na Suster Martha te kom. Sy kan nie na jou kom. En ek gaan vra dat niemand as nie, sy prys die Here. I love that attitude. Kom ons bid vir mekaar. En ek wil vra as dit 'n ongelukkige getal is, as julle twee so op mekaar staan en julle sien daar's ou enetjie alleen, dan gaan julle na haar en julle trek hom haar in. Kom ons bid. Ek hoor hoe val die wind op so. Ek sien hoe kom die Here. Oh
Hy is onvergelyk van Halleluja, ons is vanmorgen so gehoor. Daar die gedeelte wat pastoor Sakkie voorgehou het. Ek kan die pastoor wat het oorspronklik doen in sy naam nie onthou nie, hy is Amerikaan en ek het dit ook iewers op my rekenaar. Ek het al, dit is so goed gesê, maar ek het altijd sleg gevoel om het self te kan herhaal. Ek wil daar die diepte heen, voordat ek daar sal herhaal. As ek die diep geestelike diepte het wat daar maar het, dan sal ek dit kan herhaal. Want daar is geen beskrywing so mooi soos daai nie. Ja, hy is groot. Hy is wonderbaar. Ek dink daai man het so 'n bietjie van Dawid in hom gehad. Suster, jy het dit ook. Jy weet wat om met woorde te doen. Daar sien party mense wat weet hoe om dit te doen. Hulle praat normaal, maar dit klink soos digters. Hulle kleer dit in. Dit is net 'n kosbare gawe van die Here. Moet dit nooit laat lê. En begrawing. Dit is 'n kosbare manier. Jy kan ek een ding sê dan gaan sy dieselfde sê. Dit is nie so, dit is 'n gawe. Dit is 'n gawe. Ek dink jy's 'n bidder van formaat. Prys die Here. Prys die Here. Ja, dit was anders te verhaal. Maar as jy nie ontvang het vanaand nie, dan is dit jou eie skuld. Maar die Here was hier vanaand. Sy Gees was hier vanaand. Ek kon myself verlustig in hom. Ek kon myself oorgee in hom. En ek voel vanaand aan die brand. Ek het 'n aanraking gehad, ek weet nie van u nie. Maar ek is dankbaar dat my vrou gehoorsaam was en geluister het. En soms moet ons maar na ons vrouens luister. Ek gaan nou iets sê. En ek gaan dit nooit weer herhaal. So as jy dit nie nou hoor nie, dan is dit so. Maar hulle sê, studie het getoon, 'n man wat na sy vrou luister is baie meer suksesvol. Amen. Ek weet nie hoe waar dit is, maar ek wil try het nou. Ek wil give it a go. Jy sal 'n vrou kry, broer van haar. Prys die Here, prys die Here, prys die Here. Ek staan nie sonder woorde. Ek weet nie hoe om af te sluit. Ek pastoor. Dis waar. Die voorleser. Sy my drank is gebid. Amen. Sy het gebring tot waar vandag. Amen. Glory to Jesus. Halleluja. Dit is goed wat dit sê dat vir 'n vrou wat Paulus sê dat haar innerlike skoonheid, haar innerlike gehoorsaamheid sal haar aanlei om by die waarheid te kom. Daar is 'n gesegde wat sê agter elke suksesvolle man is 'n suksesvolle vrou en ek wil dieselfde sê agter 'n geestelike man is 'n geestelike vrou. So moenie moedeloos raak nie, dames. Ons is hardkoppig. Ons is dikwels, ons kan nie goed hoor. Dit is net ou dit om te doen nie, dit is net so. Dit is so, ons hoor nie, maar moenie ophou. Dan staan. So, ek gaan vanaand hierdie uitsit. Ek weet dit is 'n lang naweek, maar dit is baie naby aan die einde van die maand. So, as jy het om te gee, as jy wil gee. As jy nie het, dan het jy nie. Dis so, maar weet jy is gesien. Mag die Here se guns oor jou wees. Ek wil uit die boks uit kan probeer vanaand. Met die afsluiting. Iemand versoek vir 'n maak.
Jy's mos na die berg op. Now you speak to the Lord. Dit is 'n anointing voor. As hy klaar gebid het, dan gaan ons daai laaste woordjie sing met God's garden aan. As jy dan voel jy wil slaai en groet mekaar. Maar moet nou nie in die eerste rond in die pad val. Okay. Sing om 2 keer saam met ons voordat jy iemand groet en dan huis toe gaan. En onthou, môreoggend 10:00. Môreoggend 10:00 gaan ons 'n gesalte en 'n geseënde biduur hê. So ek nooi julle uit om hierdie biduur by saam te kom woon, om nog te kom ontvang. Vanaand kan nie genoeg wees nie. En ek waardeer dit om gee wat julle gekom het, sê nie om te. Mag wil julle aanmoedig om môreoggend weer te kom en môre aan te kom. Dat die Here sal voorsien. En hy sal gee. Maar die Here wil ook iets anders te gee. So ek wil julle aanmoedig. Ek wil elkeen aanmoedig om nie te mis nie. En as jy kan, bring iemand saam. Daar aan die 2 tannies. Ons laat een keer wat al beloof het. Ek al 2 keer in hulle vasgeloof in die dorp. En elke keer sê hulle kom. Miskien moet julle net gaan gryp. Jy weet soos hierdie rodeo riders, paai tou, gooi net om en steek hulle saam. Met die halleluja. God now. Kroon van lewe, kroon van geregtigheid, seëlwennerskroon, kroon van heerlikheid, kroon van blydskap,
Daar is 'n paar, daar 7 van hulle, ek kan nie almal prys nie. Huh? Yes. Groot. Nie hierdie een wat in Afrikaans sing nie. Genade. Nie daai kroon nie. As jy kroon van Jesus. Dis 'n Magda, sal jy vir ons afsluit en dan vra die my vrou sal groet asseblief. Sien julle môreoggend. Mag die Here julle seën, gaan in sy vrede, sy liefde, sy genade en sy beskerming. Dankie ons Papa Vader, Here Jesus, vir die geleentheid dat ons vanaand gehad om in U naam te kom, oplig en U te loof en te Amen. dankie Here Jesus dat U ons so liefhet. Dankie dat U